Reg. Okay, goeiemôre julle. Ag, dit is weer lekker om elkeen van julle se gesiggie te sien vanoggend. Daar's baie wat verskoning gemaak het vanoggend wat nog in die Kreer Wildtuin is en by hulle dogters gaan kuier in Rustenburg en ja, Adeli wat se man vandag vanoggend huis toe kom, sy het hom die hele week nie gesien nie, so ja, maar dit is lekker om weer terug te wees. Kwartaal 3 wat begin en ek het sommer net 'n opgewondenheid in my hart vir hierdie kwartaal. Ek wil net graag met julle deel wat ek gisterand gelees het en dit was my regtig waar so mooi. Maar voor ek dit lees, ek wil net gou Rita het vir my in die vakansie toe ons op breek was, ek sal dit vir julle op die groep sit, daar is 'n vroueoggend by die SAVF in Carletonville, die 5de September. Moet hulle jou kontak as hulle 'n tafel of 'n ding? Okay, ek gaan vir julle hierdie deurstuur en whatever. So dit is 'n damestee, dis 'n oggend en dan hulle gassprekers is, of die gasvrou is Santi Brits. Ek weet nie wie van julle het al van Santi Brits gehoor nie, of weet van haar nie. So ek het baie jare terug, my dogter wat nou al 28 is, sy was in die laerskool, toe het laerskooldagbreek 'n vroue tee gehad. En Santi Brits was daar gewees en sy het haar getuienis gelewer. En julle, dit is die mees amazingste getuienis wat ek regtig waar al in my lewe gehoor het. So, net om vir julle agtergrond te gee is, sy was verkragt gewees deur 'n swart man wat in haar huis ingekom het. En hoe die Here haar, sy het hom toe verby, ek weet nie, as ek mooi kan onthou, het hy in haar asblik kom krap of ietsie en sy die reuk het sy erken en sy het toe gesien dit is die man en hoe die Here haar op hierdie journey gevat het om hierdie man totaal en al te vergewe, hoor. So sy is, haar getuienis is wonderlik, sy is 'n groot vrou van die Here en so aan. So, toe ek dit nou net weer gisterand toe ek nou deur al my goedjies gaan, my notas vir vanoggend, toe onthou ek nee wat Rita nou gestuur het, en toe kom ek op hierdie af van 'n God-fearing woman, ek wil dit vir julle vanoggend lees. A God-fearing woman is not one who trembles in terror, but one who stands in awe of the greatness of her King. She bows her heart before the Lord, and because she knows who He is, she knows who she is. She fears God more than the opinions of people. She chooses obedience over convenience, truth over compromise, and holiness over applause. She is gentle yet unshakable, humble yet courageous. Her strength is not found in herself, but in the one who holds the universe in His hands. A God-fearing woman rises each morning with a heart surrendered. She seeks His voice before her own, His wisdom before her plans, His will before her desires. When the storms rage, she does not crumble, for her foundation is Christ. When blessings come, she does not boast, for all glory belongs to Him. She loves deeply because she has first been loved. She forgives because she has been forgiven. She serves without seeking recognition, and she gives greatly without expecting nothing in return. Her beauty is not measured by outward appearance, but by a spirit that reflects Jesus. Her words heal, her prayers move heaven, and her life quietly points to
the Savior, our Lord Jesus Christ. To fear the Lord is not to live in fear of Him. It is to live with holy reverence, a deep love, joyful obedience, and unwavering trust. And when her days are complete, the greatest praise she could ever receive will not come from people, but from her heavenly Father, that says, "Well done, my good and faithful servant." Dis mooi, dit is so mooi, en dit is wat ons almal is, ons is godly women, en so ek wou dit net regtig waar met julle gedeel het, want ek dink dit is vir my net spesiaal, om te weet, in die oggende wanneer ons oë oopmaak, is Jesus daar. Ek het vir die langste tyd, het ek regtig waar gesukkel met die wete van, wat is God se presence? Moet 'n mens die hele tyd soos in 'n bubbeltjie wees? Hoe lyk God se presence? En die Here het regtig waar net vir my kom reveal, sy presence is in my. Ek hoef dit nie te gaan soek nie. Ek hoef nie 'n ambiance te skep nie. Wanneer ek ry, is hy by my, sy presence is in my, hy's by my, hy's rondom my, hy omvou my met sy presence. So ja, hierdie was net vir my iets regtig waar moois wat ek met julle wou deel. Maar ja, JC sê, hy het baie om te sê vir oggend, so ek gaan vir ons oop en dan gaan ons lekker 2 liedjies worship. So dankie Abba Vader, dankie vir u liefde, u vrede en u genade, Here. Dankie dat ons net almal godly women kan wees. Dankie dat ons in hierdie proses van heiligmaking net na u toe kan kom, Vader. En te sê, Here, hier is ek, wys my, guide my, you be my desire, Lord. Here, dat ons elke oggend net na u toe sal kom en net die dag vir u sal present, Here. En sê, Here, asseblief hier is ek, guide my steps, guide my mond, my gedagtes. Vader, ek wil vir u dankie sê vir hierdie nuwe kwartaal waarmee ons begin. Dankie dat u reeds hier is, Heilige Gees, om wat ons vooruit gaan. Dankie dat u vir ons die woord sal kom oopbreek. En Here, ek wil net vir u dankie sê vir almal wat hier is vir oggend, die mense wat nie vir u kan wees vir oggend nie, Here, bewaar en beskerm hulle ook. Dankie dat ons u woord, die voorreg het om u woord te kan lees en te kan invat en nie te terug te staan of skaam te wees, omdat ons u dogters is nie. Dankie vir JC wat die woord vir oggend vir ons gaan bring, wees saam met hom, en ja, mag die woord vir oggend vir jou aangename geheer wees. Dankie Jesus, amen. Ekskuus julle dat ek eerste is. Daar sy. Hoe lekker is dit nie om terug te wees nie? Kan ek gou vir ons bid? Vader, dankie, ek loof en prys U naam vanoggend. Ek bid vanoggend dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir U goed en welbehaaglik sal wees. Dankie Here, U is ons rots en ons verlosser, ons redder. Here, ek wil net aan U al die eer gee vir alles wat gebeur by hierdie kerk en in en om hierdie kerk, met elke mens wat na hierdie boodskap luister. Dankie dat ons altyd sal besef, ons is U geseëndes. Maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, al lyk dinge ook hoe, ons wen altyd, want U is aan ons kant. Ons eer U naam en ons loof U naam. Dankie Here dat U vir ons hierdie boek oopbreek, die Bybel oopbreek, Vader, en mag ons geken word as mense wat lief is vir U woord. Ek eer U naam. Amen. Rita, baie dankie vir hierdie, ek waardeer dit, is 'n goeie gesture, so lekker om klein goedjies te kry. Dit maak vir my nogal baie saak, sulke goed. My hele studeerkamer is vol sulke goedjies, mens altyd by iemand kry. Is awesome, ne? Ek gaan kyk, waar is ons? Nou moet ek eers weer die wijk leer ken hierso. En ons is nou hierso besig met die boek van Judas. Jy sal sien, ek het geskryf daar Judah. Eintlik as jy na die Engelse Bybels kyk, is the book of Jude, not the book of Judas. So hy het homself Judah genoem. Sy naam is eintlik Judas, maar omdat hy nie geassosieer word met Judas die Iskariot nie, het hy hom Judah, want die naam is 'n baie algemene naam daai tyd, en dit kom van die stam van Juda af. So Judah, Judas, so is eintlik die boek van Judah. Alright, hy het homself Judah genoem. Alright, kom net so 'n bietjie agtergrond weer te gee daarso. Hoekom is die boek van Judas vandag relevant en belangrik? Want dit is geskryf vir ons vandag. Die hele Bybel
Gisterand het Elsie begin met haar nuwe reeks oor vroue van die Bybel en sy oefen dit op die studente uit en sy het met Deborah begin. So 1 Korintiërs 10 sê, hoekom is die Ou Testament daar? Sodat ons kan leer uit hulle stories uit. En daai storie van Deborah is vir my so goed, ek het nog nooit in diepte dit so gehoor nie, en hopelik het sy eendag die voorreg om die veel te kom aanbied. En dit is baie goed. Dis soos ek dink as jy 'n movie of 'n reeks daarvan maak, dit sal awesome wees. Dit sal awesome wees. Van die ou wat die 10 pen ek nou het ek sy naam vergeet, wat die 10 pen deur sy kop gekry het en al die goeders. Nee, dis wild hoor, dis wille stories daai. Is dit op YouTube? Okay. Nou maar, ek gaan weer vertel, as jy hom kan maak soos The House of David of iets van daai, dit sal baie goed wees. Ai, okay. Ja, nee, ek sal dit graag wil kyk. Maar julle moet hoor, dit is nogal baie goed. Ek moet sê, sy het nogal tyd ingesit in daai een. En ek wil net vir julle sê, die Bybel sê die woord is lewend en kragtig. Elsie staan voor baie uitdagings, met haar werk, familie en haar pa wat siek is, in huis Eikelaan en al die type goed. Maar ek wil sê, vanaf sy die begin die navorsing doen het op baie goed, is sy so energiek. Want dis wat die woord van God in jou doen, het gee jou energie, dis lewend en kragtig. As jy bedruk voel, begin die Bybel bestudeer. Dis 'n lewend en kragtige boek. Ja, en worship natuurlik, maar die woord van God is lewend en kragtig. Alright, good. Dis geskryf vir ons vandag, dis geskryf vir die eindtye vir die laaste dae kerk. Die begin van die kerk, het ek altyd gesê, is die Handelinge kerk, is die Handelinge van die apostels, wat ek eintlik noem die Handeling van Heilige Gees. Want daar is 2 apostels wat feature daar, Petrus en Paulus, maar is eintlik die Handelinge van die Heilige Gees. Alright. En dan die einde van die kerk, die boek van Judas, die Handelinge van die afvalliges. Ons het daaroor gepraat, nee? Mense wat wegdraai van die ware woord van God af, en wat die woord van God afwater. Judas is die enigste boek in die Nuwe Testament uitsluitlik geskryf vir die afvalliges of die groot afval. Dis nou nie die afvalaande wat die ou mense gehou het, nee? Nee, jene tog, ek is bly ek het dit gemis. Ek onthou toe ek in Carletonville aangekom het, 2002, toe ek nou begin operate het hierso, dit nou begin my wijk word het, was daar altyd by die Potterhouse, eenmal 'n maand, afvalaand. Die mense het gereis, selfs my skoonouers, om afvalaand te gaan, en daar het ek liefs weggeblei. Want my oupa het altyd vir sy vir my afval maak, dat ek nie eens kan proe nie. Ek het hom geryk, geproe, ek soek hom nie. Okay, so dis 'n tradisie wat maar by die voortrekkers kan bly. Maar ek weet ek praat nou met mense hier wat dalk van afval hou. Alright, ek het altyd gesê ek wil in Skotland bedien. Ek weet daar eet hulle haggis. Dis tripe afval. Ek dink as hy daar geboorte haggis vir my sê, Here, help hom dit binne te hou. Nee? Alright. Lukas 18 vers 8, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Sal God, wanneer hy terugkom vir sy bruid, geloof vind. Want die bruid van God, daar is mense wat al dood is wat die bruid van God was. Nee? En hulle sal ons nie vooruit wees nie, die Bybel sê ons, daai selfde dag sal hulle ook hulle verheerlikte liggaam, hulle is al klaar by die Here, maar hulle sal 'n verheerlikte liggaam kry. Maar op die einde, ek en jy het die grootste voorreg om op die einde van die kerktyd hier te wees. En dis nou die groot aanslag ons op die woord van God, dat het afgewater word, en ouens spreek baie dinge, maar is die woord van God, glo jy nog het, van Genesis tot Openbaring, gaan hy nog geloof vind? Nee, is 'n vraag wat jy jouself afvraag, glo jy God se woord? Is jy verlief op God se woord? En al kry ek niks reg op hierdie lewe van my nie, wil ek mense net weer vasmaak in die woord van God. Ons moet terugkeer na die woord toe. Alright, good. 2 Tessalonisense 2 vers 3, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, waarsku Paulus, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Apostasia is die Griekse woord, afval, falling away, wegdraai van die geloof. Ek het vir julle gesê, dit word in teologiese seminare, vandag is daar ouens wat nie eens meer in Jesus glo nie, maar hy is 'n teoloog wat ander teoloog moet oplei. Dit is verskriklik. Hoe kan jy iemand oplei, hoe kan jy iets gaan doen wat jy nie in glo nie? Dis wat ons gesê, as jy 'n polisieman wil word, ek was nou 'n polisieman, ek wou met alles in my, wil ek 'n polisieman word. Nou, hoekom gaan word jy iets wat jy nie wil word nie? Dis maar net 'n beroep. Dis hoekom die polisie is waar hy vandag is.
As ouens daar wat nie eintlik, hulle het nie die guts om 'n polisieman te wees nie. Nie guts om 'n deur af te skop en 'n sotsie in sy ore uit te trek nie. Ja, jy moet dit wil doen. Jy moet dit wil doen. En dit is dieselfde met God se woord verkondig. Jy moet dit wil, want jy is verlief op Jesus. En jy wil ander mense hierdie woord nie afwater nie. Jy wil hulle die woord leer. Dit wil God jou leer. 1 Timoteus 4:1. En dis hoekom ek nou Sondag begin met die nuwe reeks Preek die Woord, wat oor 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8 gaan. En elke Sondag, kan jy glo uniek is God, ek moet dit met julle deel. Nou vra ek vir die Here, my vrou sê vir my, jy moet 'n bietjie 'n reeks aanbied by die kerk op Sondag. En okay, nou bid ek vir die Here, wat se reeks gaan ons aanbied? Here sê vir my, maak by Timoteus oop. Ek sê, Here, wat 'n een? Hy sê, maak by Timoteus oop. Julle het dit 2 gemaak, al was net 1. Alright, nou, maak ek oop. Hy sê, maak oop, 2 Timoteus 4 vers 1 tot 8. Hy sê, kyk hoe mooi is dit, né? Daar's 8 preekbeurte vir ons in die tweede semester. Daar's eintlik 9, maar Johnny Lou vat 1. Daar's 8 oor en 8 teksverse. Oor. It's amazing hoe die Here werk. Vra hom net, hy sal vir jou sê. Gister bedien ek iemand, ek moet vir julle gou sê, daarin, ek het die afspraak nou al weke terug vasgemaak, en ek is nou lekker nog moeg na Zim, en ek wil nou nie, en ek ry daar en ek sê, ek wonder of hierdie seisoen ook nou klaar is. Ek sal my so besig, jy weet, en ek ry toe nou daarin, en ek het so 'n boekie van Lester Sumrall wat ek lees terwyl ek vir mense wag daar. Ek het 'n Bybel daar binne naai, en ek het na Lester Sumrall se boekie waar daar staan, wat oor Nehemia gaan, en gebruik hy Nehemia as voorbeeld. En ek maak oop, hy sê, buiten vir al sy bedieninge wat hy doen, hy TV begin vir gospel in die 70s, né? Hy het 3-4 kerke geran, en sy hoofkerk was 10,000 mense. Buiten al daai goed wat hy doen, en die boeke wat hy skryf, bedien hy nog 100 plus mense 'n maand, persoonlik. Sê die Here vir my, laat jy nou stop, mannetjie. Kyk, daai ou, en dit hoef is al 79. Wat 'n verskoning sit ons? Hæ? Nee, ek is ek kan, hey, ek het jou aangestel om te doen, laat jy dit doen. Kyk of jy by 100 'n maand kan uitkom. Ek kom nie by 100 'n maand uit, nie. By die wet het ek naby gekom. So dis die Here se vir energie gee. Toe ek nou by die huis kom, ons bediende is op kraamverlof. Nou het Elsie, nou moet ons nou vinnig, sy's 'n maand voor die tyd op kraamverlof. Elsie werk van 7 tot 4:30. Ek het 3 kinders wat die huis die mekaar maak. 2 is al uit die huis uit, maar maak nog steeds die huis die mekaar. Ons moet die huis skoonmaak, al die goedes doen, en ek dog dat ek by die huis kom, toe begin ek die huis skoonmaak. En Elsie het vir my gesê, sy kom 12:30. Sy is 1:15, en ek sê, jy is 15 minute te vroeg, my vloere is nog nat. Sê die Here vir my, dit is die laaste keer wat jy is nie lui nie. Jy moet werk, Pelly. Dat ek ook nog enig op 80 energie kan hê, en my brein suiwer is, om te gaan sit en mif iewers nie. Nee? Ons moet besig bly. Ons kan soveel doen in 'n dag, julle. Jy kan nie dink nie. Maar dat ek nou nie op daai tangent gaan nie, ek het klaar gegaan. Ek besweer dit dan voor God en die Here Jesus Christus vir die lewe en die dode sal oordeel. Dis nou waar ek preek Sondag. Julle sal sien my dramatiese advertensie. Die King James sê, the quick and the dead. My onderwerp vir Sondag is the quick and the dead. Dis 'n Lule Moore boek gewees, wat 'n cowboy fliek af van gemaak. Maar in geval, maar dis nou nie daai quick nie, né? The Lord is quick and as ek gee net vir so voorsmaak. Alright, hoor wat sê? Verkondig die woord. Nie jou opinie nie. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle geduld, langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees en dis nou, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Die gesonde leer, van Genesis tot by Openbaring, net soos dit daar staan. Mense wil dit nie meer hoor nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie hoor van Jona was in die vis nie. Hulle wil dit nie meer hoor nie. Hulle wil nie hoor van Jesus en sy wonderwerke nie. Hulle wil nie hoor, ons het nou Jakobus gedoen. Dis nie 'n maklike boek Jakobus nie. Mense wil nie hoor hierso geloofsonderwerke is dood, okay? Wys my jou geloof deur jou werke. Mense wil dit nie hoor nie. Mense wil nie gechallenge word om hierdie Bybel te leef nie. Hierdie Bybel challenge jou. Judas challenge ons.
Jakobus challenge ons, dis ook hoe Martin Luther gesê het, 2 boeke wat hy graag uit die Bybel uit wil hê, Jakobus en Judas. Ja, die mense nou offend nie, weet, Lou Herbert altyd so goed gesê, ouens sit so lekker cozy op 'n Sondag, hy so lekker snoesig langs sy vrou ingehaak, en hy het sy gunsteling plekkie voor in die kerk, moet nou my nie nou kom offend en sê ek moet iets doen nie, dis mos nou lekker, ek werk hierdie week man, my te besig hou nie, die Bybel goed nie, nee, ons moet gechallenged word, want elkeen van ons het 'n bediening, elkeen van ons het 'n bediening, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels. Ok, ek gaan nie daarop ingaan vandag, jy sê so agtergrond, baie vals leerlik, hy en 'n kettery, maar daar sal ook baie vals profete onder die volk, die Petrus waarsku al daaroor, 'n ketterye, leerstellings lynreg in stryd met die leerstellings van die woord en ons geloof, byvoorbeeld soos dat die maagdelike geboorte word teengestaan in sekere denominasies nou al, dis ook maar so groot wegbreek is in kerke, want mense wil die waarheid hoor, mense wil nie na hierdie ouens luister meer, wat dink hulle is so slim, nee, dat Jesus nou nie meer uit 'n maagd gebore is nie. En ek het ook gesê, daar ken julle, dit is nie julle vorige notes ook. Tragies dat die boek redelik nagelaat word deur die Bybelstudent, en selfs nie eintlik gepreek of geleer word in meeste kerke nie. Tog is die boek vol verwysings en voorbeelde na die Ou Testament. Ons geloof word slegs gebou op die waarheid van God se woord. In Johannes 5 vers 4, ek gebruik elke dag as ek mense bedien, want alles wat uit God gebore is, ons gaan nou Sondag oor praat, when you are quickened by God, jy is uit God gebore. Nie toe jy uit jou maag gebore was, nie toe jy in sonde gebore. Jy moes op 'n stadium in Jesus vasloop, Heilige Gees dat hy jou kon quicken, jou kon lewendig maak, want jy was dood. Jy het gedink jy was lewendig, maar jy was half dood. Miskien nou preek ek alweer Sondag se preek, ek so opgewonde oor Sondag. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld, naamlik jou geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, is hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Romeine 10 vers 16, maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, wat Jesaja gesê het hulle ons prediking geglo, dis die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor van die woord van God. So hoe kry ek geloof wat die wêreld oorwin? Hoor die woord van God. Dis nie op 'n ander manier, vandag gaan ek glo. Nee, ja, sê dit, maar dan gaan lees jou Bybel, sodat jy kan glo. En versterk jou in die woord van God, dis jou fondasie. Dis die huis, my huis word op die rots gebou, God se woord. En dis wat jou laat staande bly. Maak nie saak wat daar gebeur buitekant nie, in jou lewe nie. Ek hou van hierdie enetjie wat ek op afgekom het hierdie jaar, en ek maak dit my motto vir hierdie jaar, 2 Korintiërs 13:8, want ons kan niks doen teen die waarheid nie, maar wel vir die waarheid. So ek hardloop eerder saam met die waarheid. Daai klippietjie wat gerol het, daar in Daniël se droom, of Nebukadneser se droom, die droom wat Daniël uitgelê het, van die standbeeld, daai klippietjie het begin rol, die waarheid, en het hom stikkend geslat. Ek sê altyd vir mense, rol eerder saam met die klippie, moenie teen die klippie rol nie. Rol saam met die waarheid. Elke mens gaan tentoongestel word, selfs die leenaars, en hulle gaan verbaas wees dat God se woord so eenvoudig was. Dis die eienaarshandleiding van die mens. Struktuur en uitleg van die boek, julle ken dit, versekering van ons geloof vir die Christene, was my so mooi daai vers 1 en 2, die gelowige Christen en geloof vers 3, dan word afvalliges apostasia beskryf vers 4, en dan afvalligheid beskryf in die Ou Testament geskiedenis vers 5, 6 en 7, ons nou mee daarmee besig, ons het laas vers 5 gedoen, en ons het Israel mos as voorbeeld gehad, onthou julle? Dat God hulle geoordeel het, en nou gaan ons by die weird een kom wat oor 2 weke gaan duur, oor die gevalle engele en Satan. Baie interessante onderwerp, mense like om oor dit te hoor, ek weet nie of julle ook so is nie, maar veral jong kinders, hulle wil hoor van Satan en gevalle engele en al daai goed. Maar ons gaan alles mooi in perspektief, want daar is soveel nonsens wat gepreek word in die kerk oor Satan en sy engele en demone, wat mense sy eie opinie is. Ons gaan slegs na die woord kyk. Alright, en ons gaan ons waarheid baseer op die woord, nie op 'n opinie nie. Want as mense wat Genesis 1, hoofstuk 1, tussen 1 vers 1 en 2, waar daar staan, die aarde was woes en leeg, bou hulle hele teologie daarin, dat Satan en sy gevalle engele was al reeds hier.
toe die aarde geskaap is. Nee, hy is 'n geskape wese. Jy kan nie op een teksvers woes en leeg 'n hele teologie bou nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Nêrens in die Bybel staan dit, dat Satan al reeds hierso was, toe die mens gebore is nie. Andrew Wommack sê dit vir my so goed. Hy sê, nou maak God hierdie aarde, en hy stel 2 mense aan, om hierdie tuin, na te kyk en alles. Dis net so goed, maar hy het vir Satan ook nie. Dis net so goed, jy het 2 pragtige kinders. Jy kan die hele erf vol speel, maar agter het jy 2 verskeurende rottweilers, wat alles verskeer. Jy gaan mos nie doen vir jou kinders nie. God maak die aarde perfek. Ons gaan vandag kyk dat Satan is aangestel as 'n gerib Lucifer om na hierdie skepping te kyk en die mense. En die eerste sonde was nie om ongehoorsaam te wees nie. Die eerste sonde was sy sonde van hoogmoed. En is 'n sonde waarom die mense vandag nog gevang word, trots en hoogmoed. Nee? Sonde so oud soos die berge. Okay, dan gaan ons aan afvalligheid die natuurlike realm, vers 9 en 10. Julle kan weer dit daai gaan. So ons gaan vandag bietjie kampeer by vers 6 en volgende week. Ons gaan onmoontlik al die inligting vir julle kan gee in een dag. So, 3 voorbeelde vir ons is nou vers 5, 6 en 7 in die boek Judas, wat net 1 hoofstuk is met 25 teksverse. Alright. 3 voorbeelde vir ons om by te leer ten opsigte van afvalligheid in die Ou Testament. Israel, geredde mense. Ek het ons daaroor gepraat nou in vers 5, ons het dit ook oor 2 weke gedoen basis. En dan nou engele wat gesondig het, vers 6, en dan die ander keer is Sodom en Gomorra ongeredde mense. So Israel was geredde mense as voorbeeld. En weet jy hoekom praat God oor engele ook? Hoekom druk Judas dit in hierso? Dat maak nie saak in watter realm jy wegkruip nie. Jy's nie verby God se oordeel nie. God sal jou kom haal. Alles het in die geestelike realm. Alright, God se oordeel is regverdig. Good. So, samevatting van vers 5, Judas gebruik Israel se geskiedenis as 'n ernstige waarskuwing aan die kerk. Die kernboodskap is dat ongeloof en ongehoorsaamheid ernstige gevolge het, maar dat God steeds genadig, getrou en bereid is om te herstel wanneer sy kinders hulle hom tot hom bekeer. Die les vir elke gelowige is om God se woord te glo, in gehoorsaamheid te volhard, nie in ongelowig of murmurering te verval nie, nie in ongeloof of murmurering te verval nie, en elke dag in afhanklikheid van die Here te leef. Wat Israel nie gedoen het nie. Hulle het altyd gemoun en gegroun, en hulle het na al die wonderwerke wat hulle gesien het, selfs die Rooi See, die Skelfsee wat oopmaak, hulle het dit gesien met hulle eie oë, daarna het hulle weer gemoun en groun. In my en jou stap saam met die Here, is die wonderwerke wat God in jou lewe doen so subtiel, jy moet nie vergeet daarvan nie. Jy moet nou en dan stil sit en net bietjie terugkyk en wat het God alles al vir jou gedoen. En wanneer jy in jou diepste nood is, dink net aan daai tye, hoe God jou gehelp het. In die eerste plek het jy jou gered. Elke dag wanneer voor ek vir God enigiets vra, bedank ek hom eers. Weet jy waarvoor bedank ek hom eerste? Dankie Here dat U my gered het. Oh, hy het my gered. Ek gaan nie hel toe nie. En Here, dankie dat U my by die naam ken. En dankie dat ek U kan ken in hierdie persoonlike verhouding. Die koning van die heelal, hy ken my en ek ken hom. Net dit al alleen moet genoeg wees om jou elke dag hulp in jou stap te gee. Nee? Jy ken God. Vandag oor 100 jaar lewe jy nog steeds. Oor 200 jaar. Hoe awesome is dit nie? Jy gaan nooit weer hoor van politiek nie. Niks. Ek raak nie mekaar nie. Dit is so kwaad geraak vir my in Zimbabwe. Die gesprek tussen een van die ouens en een van ons Zimbabwese pastore is, die politiek aan Zimbabwe. Ek sê, hoekom is julle ge-worry oor dit? Is jy 'n Zimbabwe? Ja, op jou ID, op jou paspoort, ja. Maar ek is 'n citizen of heaven. Ek is 'n ambassadeur van 'n ander land. Die koninkryk van God. Hoekom moet ek neergedruk wees oor die politiek in die land? Jy kan as jy wil, maar ek gaan nie daaraan toe gaan nie. Maak saak na watter land toe jy trek nie, hulle het politiek. Daar jy gaan nêrens happy wees nie. Want sodra mense iets beheer, is altyd korrupsie. Neem iemand nie in ag nie, want dit is net 'n mens.
Al is hy die beste wêreldleier, gaan hy iemand nalat. Verstaan jy? Dis soos 'n pa met 3 kinders. Jy wil vir al 3 ewe lief wees. Maar iewers gaan jy een offend. Jy gaan dalk net met die verkeerde uitdrukking die een sy geskenkie gee en met 'n ander uitdrukking die een as die een kla nou, hy trek hom voor. En dis in 'n klein skaal. Imagine nog van 'n land. Hoe kan een heerser almal happy hou? Nooit nie, maar ons God kan op sy beginsels. Is dit nie oulik nie? Ja. God het my altyd lief. Hy het my so lief dat hy nie vir my dadelik alles gee wat ek vra nie. Want hy weet beter. Is dit nie awesome nie? Daar is hy. Daar, weet jy nie? Ja. Ja, is so. Maar dis nie 'n regte huis nie. Net 'n rukkie. Ja. Nee, ons het almal issues op hierdie aarde, want hierdie aarde is stikkend. Maak nie saak hoe jy prosper nie. Iets gaan teen jou prosperity kom. Een uit een keer gesê oor finansies in die koninkryk is dat jy kan die probleme ou met baie geld is, nie almal soek baie geld. Is dat al berg jy het veilig in die bank, daar's altyd iets wat dit van onder af opvreet en van bo af. Daar's altyd iets wat teen jou geld kom. Teen jou belegging kom. Wat ook al, daar's heeltyd iets wat teen dit kom. Want hierdie aarde is stikkend, niks hou nie. Alright, so jy moet dit weet. Ja, dis hoekom hy vir jou sê, maak vir jou skatte van die hemel bymekaar. Nie goed op aarde wat kan roes en motte verniel nie. Daar's motte in die bank. Daar's motte wat eet in jou geld in die bank. Subtiele goedjies, né? Alright, kom ons gaan nou nie daar nie, want dis nie waar. Maar ek het mooi prentjies gekry van gevalle engele, kyk net hier. Vers 6, engele wat gesondig het. Judas 1 vers 6. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Hoekom verwys Judas na engele? Om vir my jou te wys, soos ek nou gesê, dat geen wese verhewe bo God se oordeel geplaas is nie. Geen wese nie. Alright. Net soos Israel nie die gevolge van ongeloof vrygespring het nie, het die engele wat teen God gerebelleer het ook nie. Nou vir die kerk, is daar 7 briewe van Jesus in die 7 kerke, wat ons waarsku teen ongeloof. Alright, dit begin by die eerste kerk, wat vir jou sê, moenie jou eerste liefde verlaat nie. Jy het my nie meer begin soos nie begin lief nie. Bekeer jou. Vir 5 van die 7 kerke sê hy bekeer jou. Dis, hy praat met die kerk nou, en daai tyd, en van die kerk begin het. So nou sê hy vir jou, hier is vir jou 3 voorbeelde van ongeloof. Moenie soos die Israeliete wees nie. Moenie soos hierdie perde wees nie. Hierdie engele nie. Alright. Ongeloof is rebellie. Jy het geweet. Hoor ek en my vrou het my gedwing om vanoggend te gaan stap, en ek sê, vader, as 'n koue front. En nou loop my neus, ekskuus. Ja. Dit was, toe ek gaan stap het vanoggend 20 voor 5, nee? Toe is het 3. Toe die son opkom is het -1. So, dis wanneer het mos koud raak. As jy dit nie geweet het nie, is wanneer die son opkom en die ryp kom. Die oorsprong van Satan, daar is soveel opinies oor dit, kom ons kyk maar net wat die Bybel sê. Om Judas 6 te verstaan, moet ons eers na die oorsprong van Satan kyk. Die Bybel beskryf Satan oorspronklik nie as 'n bose wese nie. Hy is as 'n volmaakte en verhewe engel geskape. Die 2 belangrike gedeeltes is Jesaja 14, Esegiel 28. Jy kan 'n studie gemaak van dit. Hierdie gedeelte spreek wel van aardse konings, maar beskryf terselfdertyd die geestelike mag agter hulle. Baie interessant. Jesaja 14, kom ons vat hom net. Ek gaan so staan en kyk, is bietjie klein getik. Nou hoor nou hierso. Dit kan nie 'n aardse mens wees nie. Hoor nou wat sê hy. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester? Afrikaans staan dit môrester, King James staan daar Lucifer. Dis waar ons in die naam Lucifer kom. Ja, Afrikaanse Bybel gaan net sê môrester. Ek weet nie van die nuwe vertalings nie. Maar die 33-53 sê môrester. King James sê Lucifer. Alright. Maar hoe het jy die hemel geval, o
Morgenster, Lucifer, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo, hy het die troon op aarde gekry, om na die aarde te kyk, maar nou sê hy, ek wil my troon by God sin sit. Nee? My troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Yes, dis waarom hy sê, hoor gou mooi sit, hou jou vinger daar. Psalm 24 sê, wie mag opklim op die berg van die Here? Ek en jy mag. Hy wat nie sy siel ophef tot nietigheid nie. Dis ek en jy mag. Daai tyd wou Satan, God sê laat jy af. Is dit nie mooi nie? Ek en jy mag vandag op die berg van Here klim. Ek en jy is supposed to be, volgens Efesiërs, om te heers uit hemelse plekke uit saam met hom. Dis nie om nou te gaan sit daar in die hemel nie, dis 'n posisie wat God jou aangestel het, hier op aarde. Is dit nie awesome nie? Sja. En jy het nie haar sê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim op bo die hoogtes van die, hoor jy daar, ek. My gelykstel met die Allerhoogste, ja, in die doderyk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het? Koninkryke laat beef het? Eendag gaan jy hom sien vir wat hy is, en sê, is dit Satan? Die wêreld soos 'n woestyn gemaak, en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie. Jesaja beskryf die val van Lucifer, Jesaja 14:12, hoe het jy die hemel geval, o Morgenster, seun van die dageraad, hoe lê jy in die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Die naam Lucifer beteken ligdraer of Morgenster, dus hoekom hom dan nou vertaal het Morgenster in die Afrikaanse Bybel. Hy was oorspronklik 'n verheerlike skepsel wat groot eer ontvang het, maar sy hart het verander. Die 5 ek sal uitsprake van Lucifer. Jesaja noem 5 hoogmoedige verklaringe van Satan. Ek sal opklim na die hemel, ek sal my troon bo die sterre van God verhef, ek sal sit op die berg van samekoms, ek sal opklim bo die hoogtes van die wolke, ek sal my in die Allerhoogste gelykstel. Die kern van sonde is hoogmoed. Satan was nie tevrede met die posisie wat God hom gegee het nie. Hy wil God se plek inneem. Is nogal verwaand, né? Is nogal verwaand. Die eerste sonde in die heelal was nie moord of immoraliteit nie. Dit was hoogmoed. Daarom waarsku die skrif herhaaldelik, Jakobus 4:6, God weerstaan die hoogmoedige, maar in die nederiges gee hy genade. Hoogmoed bly steeds een van Satan se sterkste wapens teen die mens. Hoogmoed. Hoogmoed kan so, hoekom moet ek nou gaan bedien by sulke ouens? Hierdie week het iemand my vertel wat iemand vir hom gesê het, ek kan nie saam met sulke ouens sê, ek moet met ouens wat so geleerd is, ek moet saam met hulle opry. Dis hoekom het vir my so terugbring aarde toe, wanneer ek na 'n plek soos Zimbabwe toe gaan, maar nie neerkyk op Zimbabwe nie. Ja, dis 'n baie arm land, maar dis ook 'n ryk land. Die geld word net nie reg uitgegee nie, as gevolg van korrupsie en al daai goed. Eintlik 'n baie ryk land. En toe ek in Taicheretsi area bedien het, Dylan was nou saam, hy was saam met my die hele dag, terwyl ek pastooropleiding gegee het. Daai pastore, net so 14 van hulle van reg oor die area, van verskillende denominasies, en natuurlik van die mense wat ons nou ken, wat ek nou in 2016 daar sien het. En dit was so groot eer, en jy kan nie glo honger is hulle vir die woord nie. Hoe hulle notas maak, Colin, Dylan het een afgeneem, wat hy die notes maak, wat hy alles neerskryf wat ek sê. En daar op daai enetjie het hy gesê, make the word your hobby. Nee? Weet jy hoe lekker is dit? Om te gaan teach daar. Ons het voor die tyd afgeneem waar ons op die ou kerkstoele sit. Nou dis stokke wat so ingeslaan word, so, want hy sulke fees, die stokke. En boop hom word 'n lat gesit. Jy sit daar op die lat, so dis so enetjie wat jy opsit vir die hele kerkdiens. Dis die eerste keer wat ek het sien nie, ek het al baie in Zimbabwe gesien, in Afrika. Dis die kerkstoele. Ja. Nee, jy worship eerder die hele diens deur, jy staan nie eerder. Jy kan nie in die slaap raak daar nie.
Ek onthou, ek en Tian Gildenhuys het in 2014 in Malawi bedien, toe het ek vir 'n week op sulke latte gesit. Nadat as my boude so seer as ek op my bed gaan sit in die aand, my bed was nou opblaasmatras, dus ek nou so seer van 'n hele week op daai latte sit, nee, jene, dis is nou, maar ek glo dis vir enige persoon wat bedien, baie noodsaaklik om net nou en dan, bietjie missionary work te gaan doen, en bietjie terug te kom aarde toe, en agter te kom, hoe bevoordeel is jy, en hoe bevoorreg is jy, met alles wat jy het, nee, so, maar die mense hou daarvan, hulle lewe baie eenvoudig daar, weg van die hassel en bassel, in die mooiste, ek hoor of ek nog weer sê, ek was al oral in die bosveld, Kruiwald en alles, daar is die mooiste bosveld onder daai mopani bome wat jy kan kry, die mooiste bosveld, ons het Jesus film vir 2 ander gewys, jy het nie sterre vir die, ek voel ek kan hulle vat, so mooi is dit daar, toe sê ek vir die pastore, hoor ek sal daar bly, sê pastoor Sonnekus, maar you'll die, in die somer is het malaria wêreld daar, so, ons gaan gelukkig in die winter, nee, en daar was muskiete, jy weet, en ek kan nou weet, toe Dylan nou so siek was die week, hy is nou lekker siek geweest, na sy moppe, het daai ding in sy oor vir hom gesê, malaria papi, malaria, nee Dylan, maar gelukkig nie, Jesaja 28, Jesaja beskryf die koning van Tyrus, maar die beskrywing gaan veel verder as enige mens. Hy word beskryf as vol wysheid, volmaak in skoonheid, en hy was in Eden gewees. So, Lucifer was nog in Eden, vol skoonheid, volmaak, voor hy geval het. Ja, hy was die slang, maar hy was die slang nadat hy geval het. Want kyk wat gebeur het, ek kan nou vir jou verduidelik. 'n gesalfde beskermengel, hierdie beskrywing verwys na Satan voor sy val. Toe hy val is hy 'n slang. Want hy moes eers geval het en toe wil hy die mens saamvat. Dis presies wat daar gebeur het. So iewers in daai tyd, hulle sê nie, die Bybel sê nie vir ons wanneer nie, maar in Eden, toe God die aarde gemaak het, Satan, Lucifer is 'n geskaapte wese. En hy was daar aangestel oor die aarde en oor Eden. Daar staan dit, hy was in Eden gewees. Hy het 'n posisie gehad as 'n gerub, soos Michael 'n posisie het die engel, en soos wat Gabriel het, was hy ook Lucifer, 'n geskaapte vol skoonheid, vol wysheid, musiek in hom gehad. Ek dink hierdie volgende is 'n prentjie wat dit beskryf, daai ene, as jy nou mooi na hom kyk, al sy instrumente en alles, was hy perfek gemaak gewees. Volmaak totdat, Jesaja 28:25, jy was volkome in jou wee, van die dag af wat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Ek sal opklim, ek gaan dit nou doen, want ek is nou so mooi, en so wat ook al, ek gaan nou eerder, ek is nou so slim, ek gaan vir God, sy posisie vat. Nou goed, maar jy is 'n geskaapte wese, ek het jou aangestel, dat jy gaan, boetie. Alright. Satan is dus nie boos geskape nie. God het ek en jou, die mens, nie gemaak met 'n boos aard wat in ons agterjaard gesit het nie. Alright. Hy het deur sy eie keuse teen God gerebelleer. So, wat sê dit jou van engele? Hulle het keuses, né? Hulle kon ook kies. Die Bybel leer dat God die engele met 'n vrye wil geskaap het. Alright. Hulle is nie robots nie. Liefde en gehoorsaamheid het slegs betekenis wanneer daar 'n werklike keuse bestaan. Dit is my baie belangrik. Dit is vir my en jou. Liefde en gehoorsaamheid het slegs betekenis wanneer daar 'n werklike keuse bestaan. Dit is in my en jou elke dag. God soek mense wat hom so dien. Jy het 'n werklike keuse. Of jy in liefde teenoor God en gehoorsaamheid teenoor God gaan leef. Dis jou keuse. Hy soek sikkes. Hy soek nie robots nie. Jy moet hom wil dien. Jy moet hom wil lief hê. Nie moet nie. En sikkes soek hy. Sikkes kan hy sy bruid noem. Nee? Ek kan nie wag nie. Pastoor Smoek van Utrecht, my ma stuurde boodskap mee, die het vir my revelation gegee. Ek weet nie of het nou Sondag aand was nie. Wat hy gesê het, wat die Here hom wakker gemaak het in die oggendure en hom gesê het, wie is die bruid? En nie almal is bruid nie. Ek sê mos ek en Tinus, hulle sê dit nou al lang al.
Nee, die Here gee allerlei openbaringe nou vir pastore en predikante. Sê julle moet wakker word, die bruid moet wakker wees. Nie almal is bruid nie. Liefde en gehoorsaamheid het slegs betekenis wanneer daar 'n werklike keuse bestaan. Gaan jy hom nou al dien, gaan jy hom nou al lief wees, gaan jy jouself nou al prepare for the wedding feast. Al sien jy dit nie jou leeftyd nie, berei jou lewe so voor, dat jy reg is vir jou bruilof. Is dit nie awesome nie? 'n Bruid berei haar voor vir die bruilof, en ek dink, die ou wat die beste sê, is die nuwe boek van John Bevere wat uitgekom het. Sy hele boek gaan oor bruidskap. Dis vir my mooi. Ek het nou nie tyd om in die Esegiel 28 vers vir vers in te gaan, maar jy kan 'n studie daarvan maak, is baie goed hoor, gaan lees dit bietjie. Daar's baie meer daarin as wat ek vandag vir jou kan gee. Dis duidelik dat Satan in die Ou Testament nog vrye toegang gehad het tot die derde hemel. Nou baie kommentators stem nie saam met wat ek nou sê nie. Maar een ou by wie ek baie leer is Chuck Missler. Maar hy verstaan nie, hy doen nie koninkryk soos ons nie. So ek het die voorreg gehad. Vandat ek begin die Bybel leer het, was ek bereid om by almal te leer. Ek het nie one line of thought wat ek in hart het nie. Baie ouens maak hulle self so vas. Sê net maar, jy's en dis niks teen dit nie. Ek luister na baie baptiste predikers. Hulle is verse by verse Bible teachers. Maar hulle doen nie bevryding nie, hulle doen nie glo nie kwaai en healing nie, en al goeders. Ek het gelukkig by ouens geleer wat kwaai en healing is, en ouens wat kwaai bevryding is, maar as ek ook saam met die ouens wat verse by verse teach. Want dit is baie belangrik. Nou, een van my mentors, Chuck Missler, nou lang al dood is 'n verse by verse ou, en hy het sy opinie oor die koninkryk. So dan kan jy mis, wat Tinus sê, Openbaring is 'n interlude, 12 is 'n interlude. Dis 'n need to know, jy moet besef, hoor jy, hierdie het al gebeur. Alright. En as jy koninkryk nie verstaan, ons het verstaan nie. So, ek wil net hierdie bysit. Dis duidelik dat die Ou Testament het Satan nog vrye 'n keuse gehad tot die derde maal. Hierdie is baie belangrik dat jy dit weet, en dat hierdie gemeente dit moet weet. Want as julle saam met ons wil bevryding doen, en al die tipe goed met hierdie goed weet, moenie meegesleep word met mense wat vir jou sê, Satan het nog toegang tot die courtrooms of heaven nie. Hy het nie meer nie. Hy's 'n neergeslaane vyand. Jy kan nie met hom gaan negotiate in die hemel nie, want hy het nie meer 'n plek daar nie. Maar in die Ou Testament het hy wel gehad. Maar nie in die Nuwe nie. Kom ons gaan gou-gou sistematies deur die Bybel, dan wys ek dit vir jou. Jy kan gaan kyk, in Job 1 vers 6 tot 12 en Job 2 vers 1 tot 7 het hy saam met die seuns van God sy nekkie kom styf maak voor die Here. Alright. Julle kan gelees, julle ken dit 10:1. Maar ook hier in Sagaria 3 vers 1 en 2, dis my baie goed. Daarna het hy Joshua, wat hoe spreek mens daar uit nie, Bet? Ons gaan nou sê Joshua, okay. Daarna het hy my Joshua, die hoëpriester, laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, dis natuurlik Jesus Christus homself, en die Satan aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. Sien jy in die Ou Testament, dis mos 'n Ou Testamentiese boek daai, né? Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, net soos die engel Michael nou in Judas, mag die Here jou bestraf. Ons sing vir ons, leer ons kinders vandag liedjies, die Satan is onder my voet, hey. Selfs die Here sê, mag die Here jou bestraf. Hy is nie ligte boere musiek nie, hoor. Hy is the deceiver of nations. Wat dink jy, hy kan jou nie deceive nie? Soos vir die Here vra vir wysheid en nederigheid. Alright. In die Here, onder die Here is jy beskerm. Nie op jy eie, ek bestraf die Satan. Nee, die Here bestraf hom. Alright. Daai ou, dat kerke val, sê die Satan nie meer krag nie. Hulle weet net nie hoe hy werk nie, hy kom in deception. Jy dink is jou eie gedagtes, of wat ook al, julle weet nou al, dat ek hier goed gepreek. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, en hierdie een nie 'n brandhout wat, is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. Hoor hierso, ek kan vir jou sê, ek ook, ek was in die vuur, ek was 'n brandhout, ek sê die vuur uit geruk, prys die Here. Los daai kind van my, is 'n brandhout wat ek in die vuur uit geruk het. Hy was reël reguit op pad na jou hel toe, want toe jy moet gaan eendag,
Want hy is nog nie daar nie. Hy is nie in charge van die hel, Satan nie. Hy is nie daar met 'n vurk wat die ouens steek daar in sy demone nie. Hulle wil nie soontoe gaan nie. God het die hel gemaak vir Satan en sy gevolg. Nie vir mense nie. Jy gaan uit jou eie vrye keuse soontoe. Hierdie prentjies ons sien, daar's 'n duiwel daar met 'n vurk met horingkies wat die ouens daar in die hel. Wat 'n nonsens. Dit staan nie in die Bybel nie. Die hel is gemaak vir hulle. Hulle is nie in beheer van die hel nie. God is. Nee? Maar die hel is 'n werklikheid. Preek met julle van Theon Grootmens, luister. Dis baie goed, dis 'n werklikheid. Mens moet praat oor die hel, want is nie Satan wat die hel gecreate het nie. God het. Vir Satan en sy gespuis. Alright. Maar in die Nuwe Testament sê Jesus in Lukas 10 vers 17, en die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels, demone, onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Wanneer? Toe die koninkryk kom, toe Jesus Christus gebore word, en hy gee vir ons die sleutels, tot alles wat jy bind op aarde, sal gebind wees in die hemel, alles wat jy ontbind, sal ontbonde wees. Toe dit gebeur, verloor Satan sy power. Zoep! Soos hy soos 'n, mag nou die woord nou wees nie, soos 'n weerligstraal op die aarde. Toe eers, toe die koninkryk kom, toe mag hy nie meer ons aankla in die hemel nie. Want hy is nou op die aarde neergewerp en Openbaring 12 beskryf het goed. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade nie, maar julle moenie daar bly wees dat die geeste aan julle onderwerp is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Baie interessant, né? Wanneer is hy die hemel gewerp? Daar. Toe daai klomp uitgaan, 2-2, 70 van hulle. Toe het hulle uit, Jessie, demone, dis nog voor die kruis, né? Is 'n toetsloopie. Want na die kruis het hulle eers gedoop in die Heilige Gees en vuur, toe het hulle nou begin kwaai opruit. Maar daai was 'n toetsloopie. Toe het Satan gesien, nou kyk, nou is ons neergegooi op hierdie aarde. Nou is hy neergegooi. Maar in die Ou Testament kon hy nog opgaan en daarin, en hy kon nog gaan aankla en al daai tipe goed. Hy was die aanklaer van die mense. Nie meer nie. Hy kla jou nou in jou kop aan. Omdat jy nie die Bybel ken nie. Alright. Openbaring 12 is 'n bevestiging. Openbaring 12 sê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Is nie nog iets wat nog gaan gebeur nie? Toe Jesus gebore is daar 'n oorlog. Daar was 'n oorlog van Genesis 3 af. Was 'n oorlog in die hemel gewees. Is 'n groot fight. En God kom aarde toe. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, luister julle, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van ons God geword. Luister daar, die kingdom het gekom. Lukas. En die mag van die mag van Christus, wanneer het die mag van Christus gekom? Toe hy vir ons koninkryk bring. Hy sê, nou gaan julle dit doen. Julle gaan hierdie ou draak nou fight hier op aarde, hoor? Dis wat julle nou gaan doen. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Wie sê dit? Hy wat hulle aanklag voor ons God, dag en nacht. Hy kan ons nie meer aankla, hy is neergewerp. En hulle het hom oorwin, dis nou ek en jy, deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hier is die groot ene, teen pride, en hulle het tot die dood toe hulle 'n lewe nie lief gehad nie. As jy lewe lief het jy pride in jou. Of hy kan pride maak in jou. Maar as jy dood gaan vir jouself, wat se pride kan al wees? Jy is dan dood. Hulle het my nou nie aangestel en hy bespride. So wat? God het vir jou dood gegaan. As jy nie vinnig kan pride inkom. Pride het twee kante van die stok. Jy kry pride, selfistiek pride, en dan kry jy die ander pride. Ag, jy weet, arme ek. Arme wie? Jy is dan dood. Dis pride.
pity party, is pride. Ons moet almal daarteen werk, almal van ons, ek insluitend. Daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daaraan woon. Wee, die hemele, dankie tog, daai perd kan nou nie meer inkom hier nie, hy gaan nou nie met die kinders kan aankla daar nie, maar wee ons. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy mintyd het. Sien julle nou, die volgorde van alles. Jy moet hierdie goed weet en verstaan, anders gaan hy vir jou deceive. Hy kla jou nie meer aan in die hemel nie. Hy kan nie meer nie. Jesus het die prys betaal. Finish klaar. Tetelestai. Maar nou is jou fight jou op aarde. Nou moet jy hom teenstaan. Omarm in die woord van God, die wapenrusting, al die type goed. Jou mind, jy moet hierdie goed weet. Die Bybel is nie die mekaar nie. Nou kom maar Christene in bevryding en sê, ons moet nou gaan negotiate met hom daar in die hemel. Wat 'n nonsens, waar dink jy daaraan? Nee, maar die courtrooms, kyk julle Ou Testament, ja maar dis die Ou Testament. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Woon jy al in die hemel? Woon jy in die hemel? Nee. Maar die wat voor ons gegaan het, maar wie aan ons bewoners van die aarde, want hy is neergewerp op die aarde. Pas op vir hierdie courtrooms goeters. Het gaan jy so besig hou, nee. Jy gaan geen bevryding kry nie, jy gaan mense so lank besig hou. Ja, soos ons courtrooms. Dis korrup, man. Die gange daarvan is korrup. Luister nie. Jy en ek is nie slim genoeg. Luister nie? Mag het vir jou pridebuster wees. Jy en ek en wie hierna luister, is nie slim genoeg om te negotiate met die Satan nie. Hy gaan vir jou uitoorlê. Kry by Jesus weg. Glo die waarheid van die woord. As iemand sukkel om vry te kom, maar die persoon sy duim uit sy mond uithaal, en in die Bybel inklim net soos die res van ons. Alright, klaar, finish en klaar. Dis al. En my kom hier vry nie, dis elke keer dieselfde ou wat manifesteer. Kom oor het, stop het. Stop het. Ek manifesteer ook gereeld sy kar voor my inry, maar ek moet het stop. Alright. Ja. Sien julle, ek is nog nie eens halfpad met vers 6 nie, ek het julle nog nie die Satan verduidelik. En dis vinnig. Gaan doen jou eie studie daaroor. Glo die woord. Die woord is in volgorde geskryf. Daar is 'n Ou Testament en daar is 'n Nuwe Testament. Gisterand sê Elsie iets van God was toe kwaad vir die nasie van Israel in Deborah se tyd. Toe vra een van die studente meisies, maar God is dan 'n God van liefde, hoekom is hy kwaad? Sien jy nou nie? Konteks. Dis die Ou Testament. God het hom gewip gereeld vir die Israeliete. Ja, en hy gaan weer. Maar nou is ons in die kerkdispensasie, die Nuwe Testament. God het al sy woede aan die kruis op Jesus uitgehaal. Die seun van die mens, die seun van God het al die vlek gevat. Alright. God is nou genadig. Ons is in die tydperk van genade. God het geduld met ons. Hoor my? Hy het geduld met jou. Ek hoor nou ou, doen julle self die guns, nee, en luister die Pineapple Story van Otto Koning. Het jy dit al gehoor al? Luister dit, ek het op hom afgekom, ek het hom al geluister 2009 laas, nee. Hy het die Pineapple Story, die Snake Story, alles. Hy het in die oerwoude van Papua New Guinea onder inboorlinge gewerk as 'n Hollandse missionary, en sy vrou baie synig gehou. Otto Koning. Ek sit vir hulle stuur, vir Lisa stuur, dan kan julle dit volg. Luister hom bietjie. Nou het ek die draad van die storie verlaat. Hoekom wou ek dit nou gesê het? Ek kan dit nie onthou nie. Kan jy dit nou glo, omdat ek soveel rabbit trails vat vandag? Ek wil praat oor en 'n Otto, dankie. En 'n Otto Koning sê, want hy het so gesukkel met synigheid en aggressiwiteit. Hy het so kwaad geraak van die ouens steel hy pynappels voor hulle geel is. Nee? En naderhand gee hy die tuin vir die Here. Hy sê, Here, kyk hoe steel hulle pynappels. Maar die Here het heeltyd toegelaat hulle die pynappels steel. En hy sê, hy moes kampeer, hoor hierdie mooi woord, by 1 Johannes 1 vers 9, God is getrou, as jy jou sonde bely,
vergewe hy jou, en hy reinig jou. Hy sê, dankie tog vir dit, vir die 1000ste maal. En toe hy uiteindelik na 7 jaar, sukkel met hierdie pynappels, en daai mense, toe hy nou heeltemal vir die Here die tuin gee, en hy worry nie meer oor wat met die pynappels gebeur nie, toe sê die inboorlinge vir hom, we can see you're a Christian now. Hy sê, you've been reading us the stories we would like to have met a Christian. Now we see a Christian. Hy sê, hy was hoe lang 'n Christen? Toe was hy eers 'n Christen. Luister, die stories is baie goed. Baie goed. Samevatting. Deur die skrifgedeelte sien ons dat Satan die mens se teenstander is. Sy doel het sedertdien nie verander nie. Om God se werk teen te staan, mense te mislei en die waarheid te verdraai. Luister jy, it's alive and well in die kerk vandag. Die Here het vir my en jou opdrag gegee. Gaan maak disippels van die nasies. Doop hulle, laat hulle vrykom. So, ons moet die koninkryk verkondig, ons moet vir siekes bid en demone uitjaag. Nou het hulle die demone uitjaag en die siekes bid, baie teologie opgebou, hoekom mense nie gesond word nie, hoekom ouens nie bevryding kan nie. Jy sien, eintlik is 'n stuk van jou siel daar gevangene of daar, luister nie, nêrens staan dit in die Bybel nie. Moenie dat hy die waarheid verdraai nie. Nie almal genees vir ons bid nie, verseker nie. Ons is in 'n oorlog, is 'n stikkende wêreld, mense verloor. Ek wil graag hê vir elke persoon wat ek bid moet genees. Maar dit doen nie. Ek sê vir die pastore in Zimbabwe, ek sien meer mense genees vir wie ek bid, wat nie Christen is, wat nie weergebore Christen is. Want hulle verwag het nie. Hier is God net goed. Maar ons Christene, ek genees seker nie, want as gevolg van hierdie bloedlyn in ons familie, almal het met niere gesukkel, en wat 'n nonsens dink ons aan? Dis 'n geskenk. Dis nie omdat jy het verdien nie. Is 'n wonderwerk as jy genees. As jou niere vrot was, en nou is jou niere reg, is 'n wonderwerk. En partykeer persist die vyand jou. Jy moet hom teenstaan. En Otto Koning sê 'n baie belangrike ding. Jy het die reg tot niks as 'n weergebore Christen nie. Tot jou gesondheid. Here, ek gee tot my gesondheid vir u, wat nie goed is nie. Daar het ek ook weer iets geleer. Ek sukkel ook met issues, ek sê dit nie kliphard op nie. Maar ek gee dit nou maar vir die Here, daai issues. Here, tot die reg dat ek gesond is, gee ek vir u. Ek het geen regte meer nie. Geen regte meer nie. Ja, ons moet aanhou net die opdrag uitvoer. Dis die Here se wil dat ons altyd gesond word. Ek glo dit. Het gebeur nie altyd nie. Maar ons moet weet ons is in 'n geveg, want hy is op die aarde neergewerp met al sy woede. En hy is mislik en lelik, hoor. Kan dit net sien, elke dag. Alright. 1 Petrus 5 vers 8. Ek stop met hierdie een. Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Alle ons boeties en sissies in die wêreld veg teen die Satan. En kyk nou, hoe is ek soos 'n slang hierso? Hy is, ek het aspres gedoen. Nee, sport is 'n foutjie. Hy is steeds die God van die wêreld, totdat Jesus die aarde vrykoop in Openbaring 5. 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die engele wat gesondigheid, ons gaan nou volgende week daaroor praat. Judas 1 vers 6, ek lees nog weer vir julle, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder duisternis bewaar. So volgende week kyk ons spesifiek, hierdie uitspraak is baie spesifiek. Judas verwys nie na al die gevalle engele nie, maar na 'n bepaalde groep engele wat 'n unieke sonde gepleeg het. Hierdie sonde was so ernstig dat God hulle onmiddellik in boeye opgesluit het totdat die finale oordeel plaasvind. Dit onderskei hulle van Satan en ander demone wat nog steeds vry is op aarde aktief te wees. Alright.
En dan nou volgende week, Judas 6 vervolg, Petrus verduidelik dieselfde voorval in 2 Petrus 2 vers 4, ons gaan daarna kyk. Genesis 6 en die seuns van God gaan ons na kyk. Genesis 6 en die dae van Noag gaan ons na kyk. Genesis 6 en die Nephilim, die reëse gaan ons na kyk. Genesis 6, Noag se getrouheid versus die verdorwenheid van die mens. God se oordeel is regverdig. Les vir gelowiges vandag, Jesus is ons beskerming. So, ons moet hierdie goed weet, dat wanneer ek ons kan kyk hoe ons Satan is heel bo aan die orde. Dan het ons engele, ook gevalle engele, maar dis nie daai gevalle engele wat hulle hiervan praat nie. Dit was 'n spesifieke groep engele wat nou geboei is. Ja, dis wat hulle reken of so. Daar's nog skrifte daaroor ook. Maar hulle is vasgeboei. Maar daar's 'n hiërargie van engele. Hoe kry ons dit? Gaan lees Efesiërs 6. Magte, kragte, al die tipe goed, dit is 'n hiërargie, en dan die voetsoldate is die demone, en as ons na Genesis 6 kyk, kan ons presies sien, hoe speel daai uit. Alright, so, op die einde van die dag het ons vandag oor Satan gepraat, en ons gee nie eer aan Satan ons oor praat nie, maar ken jy wy, ken jy misdaad, ne? Weet hoe hy opreis, pas op, moet nie gedesief word nie, hy is reeds neergewerp op die aarde, hy kan jou nie in die hemel aankla nie, ne? Van die Here het al die aanklagte teen jou klaargevat. Nou sê ek, ja, maar Satan het my nou aangekla, het gesê ek sleg. Nee, gelukkig, ek weet, JC is sleg, sê die Here, maar ek het hom gesond gemaak, en ek is besig met hom, moet jy nie hoor nie. Ons almal is gevalle wesens, alright? En ons probeer bes, ons is 1/3, hoe sê Andrew Wommack, we're 1/3 wall-to-wall Holy Spirit, but 2/3 gevalle natuur, vra my vrou. Wat sê ander wat ek na luister, David Pawson sê, sy vrou sê altyd, ek kan alles glo wat jy sê, ek kan dit glo, ek kan alles wat jy leer by, maar as een ding wat ek met die Here worstel. Hy sê vir sy vrou, wat is dit? Dat jy eendag perfek gaan wees. Sy kan dit nie dink hê. Jy ook na jou man kyk, of ek na my vrou kyk, ek kan alles glo in die Bybel, maar dit sy eendag perfek gaan wees. Ek spot sê, is klaar perfek vir my. Alright. Kan ek vir ons bid? Ja, daar, ons lees dit mos net soos daar staan. Ja, ek het die Satan sien val. Ja, sien die probleem is met ouens, nou sê die ja, maar eintlik nee, glo dit letterlik. In konteks daar het dit toegebeur. Nou sal ouens sê, ja, maar dit het gebeur in Genesis 3. Is jou opinie. Wanneer staan dit in die Bybel? In Lukas. Daar staan daar. So, ons lees die Bybel van Genesis, systematies deur tot by Openbaring. En Openbaring 12 is een van die 3 interludes, een van die need to know hoofstukke, en hy sê vir jou, hoor jy, ek net al julle herinner, hy is neergewerp met al sy woede. Wanneer is hy neergewerp? Ons gaan terug na Lukas toe. En ek het die Satan sien val. Nou sê ouens sê, ja, maar Jesus het hom seker sien val in geen nee. Hy het hom toe sien val, toe die sleutels van die koninkryk gegee word, weer terug vir die mensdom, van autoriteit, toe val hy. Alright, ons moet dit so verstaan. Ek en jy die sleutels nou tot die koninkryk, en of jy dit gaan gebruik, is up to you. Alright, ek het hierdie week 'n proklamasie gemaak, en as jy dit wil hê, ek het dit nog net in Engels, van the power of agreement, nee, waar 'n man en vrou kan saamstem, in 'n huwelik. Ek weet, dit is baie keer vir ons moeilik. Ek en my vrou stem die afgelope paar jaar saam, oor die meeste van die goed. Maar ek en sy kan dit nou reg kry om saam te bid. Maar, jy hoef nie man en vrou te wees nie, want die Bybel sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, in konteks, waar 2 of 3 kan saamstem, oor 'n saak. Ons het nou met die leiersmeeting gedoen, en na die meeting het net deure begin oopgaan vir ons. So, maar as jy dit kan regkry, en jy en jou man kan nog saam bid, oor julle finansies, oor al die tipe goed, gebruik het. Of net jy en 'n vriendin, of net iemand saam, kan saam bid. Ek gaan uit julle stuur. Dan is daar net 'n paar voorbeelde. Sê net maar julle sit met skuld. Here, ek en my vrou stem saam, dat u woord sê, in Romeine, ons moet aan niemand iets skuld nie, behalwe om vir hulle lief te wees. Here, ons erken, ons het 'n probleem, maar ons weet, u kan ons help hiermee, en ons stem saam daarmee.
En enigiets wat ek en sy ontbind, ons blessings word ontbind. En enigiets wat verhinder dat ek en haar blessings kom, ons staan jou toe, ons bind jou werke en ons stem saam oor dit as krag in dit. Alright, ek sal dit vir julle stuur. Ja, dis wat uniek is. Ek het mos gesê, voordat handelinge gebeur het. Voordat handelinge gebeur het God er al 2 uitgestuur. Nee? Hulle was al wel dalk groot gedoop, want ek meen die disippels het mense gedoop in Jesus se tyd. Jesus het self niemand gedoop, maar sy disippels het mense, so hulle was al groot gedoop, maar hulle was nog nie Handelinge 2 gedoop met Heilige Gees en 4 nie. Toe stuur hulle al vir 'n proefloopie mos uit. Daar so 2. En baie van daai disippels wat uitgegaan het hom verlaat in Johannes 6. Nee? Toe bly net die 12 oor. Dankie tog, hulle was 120 oor in die bo vertrek. Alright. Waarvan Judas 1 was en Jakobus 1 en Maria. Is dit nou dat wat ek hier gesê het? Baie mense wat glo in Moeder Maria meer as Jesus. Jy moet nie Moeder Maria glo nie. Toe hulle vir Jesus gevra het, hoor jy jou ma is hierso en jou boeties. Hy vra, wie is my ma? Hier, jy moet nie in daai vrou glo nie. Jesus vra, wie is jou ma? Wie is my ma? Jy kan nie in sy ma glo nie. Jy moet in Jesus glo. Ja, amen. Vader, baie dankie vir vandag. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. Help ons, Here, asseblief, om u woord te glo, net soos dit daar staan. Ons eer u naam. Help ons om nie gedesief te word deur ons teenstander wat hier op aarde is nie. Help ons om ons gedagtes gevangene te neem. Help ons om in geloof te staan. Here, en hoe kry ons hierdie geloof? Deur die hoor en die hoor van die woord van God. Vader, baie dankie dat die woord duidelik is, sodat 'n kind dit kan verstaan. Ek eer u naam. Amen. Luister die, kinders verstaan dat hulle autoriteit het oor die Satan. Kinders gaan nie verstaan dat, okay, ek het nou autoriteit oor die Satan, maar hy kan my nog gaan aankla neem. Wat 'n nonsens. Maar jy sien, ons raak te slim. My menslike wysheid wil inkom. Dis die probleem met menslik. Moenie met menslike wysheid meng met die nie. Jou menslike wysheid is dalk goed vir jou beroep en so aan. Maar dit moenie gemeng word met die woord van God nie. Ek submit die bietjie wysheid wat ek het onder die woord van God. En ek glo sy woord bo enige mense verduideliking van enige iets. Alright. En wanneer ek jou iets uit hierdie woord uit verduidelik, moet dit in lyn met die woord wees. Nie my eie opinie oor goed nie. Ja, maar die Here het my gewys en ek het toe nou met 'n demoon gepraat en die demoon het my gesê, wat 'n nonsens. Dis baie gevaarlike terrein daai. Ek wil nie eens vir jou luister nie. Jy het my klaar verloor toe die demoon met jou gepraat het. Toe het jy my klaar verloor, want ek weet jy's gedesief dan. Alright, niemand van ons is slim genoeg om teen daai goed. En daai goed dink al vuil planne uit vir 4000 jaar. Nou wil jy kom, meer as 4000 jaar, vir 6000 jaar al, figure hulle plannetjies uit. Nou kom jy hier. Jy's nou die dag gebore, nou wil jy teen hulle kom dink. Moenie. Ja. Kyk, Satan is nie alomteenwoordig, maar hy het vriende. God is alomteenwoordig. Ek sê altyd vir mense as ek mense bedien. God is alomteenwoordig, Satan is nie, maar hy het vriende. Sy netwerk, hy weet alles, want sy netwerk vertel hom alles. Alright. Maar hy is 'n geskape wees, hy kan nie alomteenwoordig wees nie, maar sy netwerk is so groot. En ek gaan volgende week sy netwerk vir julle wys. Alright. Ja. Ja, maar kyk, die Here is alomteenwoordig. Maar hy's binne my en jou. Hy weet tot wat jy dink. Ja. Ja, hy kan die engele gebruik soos hy wil. Amen julle, lekker, dankie Lisa. Daar sê.